Down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things... Goeiedag mense, welkom by nog 'n episode van Koffie en Kontrakte, waar ons jou 'n bietjie inlig oor alles wat rondom eiendom aangaan. Van die koop tot die verkoop en alles wat nog tussenin gaan ook. Ja, goeiedag Pieter. Ek hoop dit gaan met jou goed. Ja, nee, ek hoor jy's 'n bietjie siek. Ek was so 'n bietjie siek en ek is nog steeds nie baie gaaf nie, so verskoon maar as ek so tussenin hoes. Want dat lyk my nie mens vir raak van die pes ontslaan nie. Jy moet maar net 'n slukkie koffie vat. Ek gaan nou weer 'n koffietjie vat. As ek voel ek wil hoes, dan gaan ek so 'n koffietjie vat. Ja, vandag se onderwerp is oor die opwindende oomblik in jou lewe, oor die eiendomsreis. En hierdie eerste stap in jou nuwe huis, sodat ons die perfekte eiendom vir jou kan vind. En die tyd om die aanbod te maak. Maar ons weet almal, jy wil nie net enige aanbod maak nie. Jy wil 'n slim mededingende aanbod maak wat werk. Dis mos reg so, Pieter. Presies, Kalk. Weet, om seker te maak dat jou aanbod regtig mededingend is, begin ons altyd met 'n vergelykende markontleding. Oftewel die CMA. Ons gebruik sommer gewoonlik die een wat ons met die verkoper gemaak het, wat die huis waarna jy spesifiek gekyk het, want daar sal altyd met die verkoper ook so iets in die leer wees. En dit klink dalk ingewikkeld, maar eintlik weet ons, kyk ons maar net na die soortgelyke eiendom in die omgewing, hulle pryse, toestande en hoe lank hulle in die mark was. Dit gee ons gewoonlik 'n goeie idee van wat 'n billike prys is vir jou droomhuis. Hierdie CMA, soos ek sê, was reeds gedoen toe die eiendom in die mark geplaas is, so ons bespreek dit maar net weer met jou. Ja, kom ons kyk, wat is 'n vergelykende markontleding? Dis presies wat die vergelykende markontleding of die CMA, soos ons dit noem, is eintlik die kern van die proses om 'n sterk aanbod op die tafel te sit. Want onthou, Pieter, dit is nie net die prys wat saak maak nie, maar ook die tipe mark waarin jy koop. Met ander woorde, waar jy koop, is jou prys reg vir dit wat jy gaan koop in jou omgewing. En ons CMA, ons bepaal die prys van ander huise in die omgewing, onmiddellike omgewing. Ons sien ons wat in die omgewing aangaan. En dan sê ons vir jou as koper of as verkoper, luister, hierdie plek is reg geprys of hy's nie reg geprys nie. Dit is maar eintlik in kort waaroor dit gaan. Ja, en dan is dit natuurlik, soos wat ons praat oor watter tipe mark dit is. Jy kry dan nou die kopersmark en die verkopersmark. As ons kyk eerstens na die verkopersmark, dis natuurlik waar daar aanvraag na eiendomme is en baie kopers is. Dit wil sê daar's 'n oormaat van kopers en te min eiendomme in die mark. En dit kan beteken dat jy dalk 'n bietjie bo die vraagprys moet aanbied om 'n kans te staan. Maar nou weer in 'n kopersmark waar daar weer 'n oormaat van eiendomme beskikbaar is as wat daar kopers is, het jy dalk meer onderhandelingsmag, soos wat ons sê. En dit is natuurlik 'n baie belangrike stap, want ons wil jou natuurlik jou geld optimaal gebruik sonder om onnodig 'n hoë aanbod te maak. Dit is presies soos wat jy daar sê. So nou het ons die regte markinligting en dan, wat gebeur dan? Dan kom ons by die aanbiedinge self. Die dokument wat al die besonderhede bevat, wel die eerste ding, ons begin natuurlik met die prys wat ons bied en dit is die bedrag wat ons bereid is om te betaal. Pieter, en dit is die sleutelelemente van ons wat ons insluit. Daar's klomp elemente of sleutelelemente in die koopkontrak of wat ons insluit in die prys van 'n plek, maar daar kan ook uitsluitsels wees. Dis die ander een, as die prys nie reg is vir die verkoper.
Ek dink jy moet gou 'n slukkie koffie daar vat. Mm. Koffie net wil hoes daar. Ek het hom klaar. Ja, Dankie. en dan kom daar natuurlik 'n paar ander belangrike dele by. Ons maak seker om die voorwaardes soos die huisinspeksie en die finansiering by te voeg. Hierdie voorwaardes natuurlik gee jou 'n mate van beskerming, want dit beteken dat byvoorbeeld as die huisinspeksie nie gunstig is nie of as jy nie die nodige finansiering kon kry nie om die eiendom te koop nie, kan jy natuurlik uit die ooreenkoms tree sonder om enige boetes te betaal ensovoorts. Ek hou daarvan dat jy inspeksie by en finansiering noem. Pieter, want dit is die waarvoor die meeste kopers bekommerd is. Huisinspeksie help ons om seker te maak dat die huis het 'n rood gebreke nie en daar is wel iets verkeerd is. Gee ons dit vir ons 'n geleentheid om dit met die verkoper uit te sorteer voor dit aangaan. En nou, dit was baie interessant. Ons het nou 'n sessie gehad van 'n persoon wat juis sulke inspeksies doen en hy gee verslag. En hier's van die agentskappe in Kimberley wat dit in hulle kontrak ingesluit het. As hulle die huis lys, dan sê die inspeksieverslag reeds daar. Hy sê dan, luister, die huis het probleem met 'n dak en hy dit en hy gee hy gee wat hulle moet doen om dit reg te maak en hy stel voor wat hulle moet doen en dit is natuurlik 'n baie interessante ding want as jou huis geen probleme het nie, dan kan jy dit gebruik om 'n beter prys te kry vir jou koper. Of die verkoper en jou koper het dan koop dan hy weet hy het 'n champion plek wat hy koop. Maar as daar probleme is dan onderhandel jy mos nou maar weer vir 'n gelaagde prys daar. Ja, en natuurlik die finansiering is net so belangrik. Ons maak seker dat ons finansieringsvoorwaarde insluit. Wat natuurlik sê dat die ooreenkoms net geldig is as jou lening goedgekeur word. Dit verhoed dat jy in 'n situasie beland waar jy nie die nodige fondse het nie en jy steeds verplig is om die huis te koop of selfs om die agent se kommissie te betaal. Ja, dit is goed so en die volgende aanbod wat met die voorwaardes, wat gebeur volgende? Die volgende stap is die aanbod te onderteken en dit aan die verkoper te stuur of dit voor te lê aan hom. En hier word dit ernstig want ons verwag dat die verkoper om so 'n aanbod te aanvaar, nie te verwerp of dalk terug te kom met 'n teenaanbod. Ja, dis reg en hierdie wagperiode kan 'n bietjie senuweeagtig wees. Maar ons moet altyd onthou, dit is heeltemal normaal dat die verkoper dalk 'n teenaanbod mag stuur. Weet, hulle mag dalk vra vir 'n effens hoër prys of sekere voorwaardes wil verander wat op die kontrak is. Maar dis waar ons met jou bly werk. Ja, en dit is ons gaan jou lei deur elke stap in elk geval, so om die beste moontlike uitkoms te kry. Onthou ons werk vir die verkoper en vir die koper, albei moet gelukkig wees. In die dag as jy die sleutel skryf van jou nuwe blyplek, dan moet jy so gelukkig wees. Ons sal ook jou bystaan met jou nuwe voorwaardes te oorweeg en seker te maak dit pas binne jou begroting en jou verwagtinge. Ja, natuurlik, dit is dan hoe die proses werk in korte, vanaf die CMA of die vergelykende markontleding, totdat die aanbieding gemaak is en uiteindelik die aanbieding aanvaar word. Dit natuurlik is 'n spanpoging en jou agent is altyd saam met jou om elke stap van die pad jouself te ondersteun. En dit is 'n groot besluit, maar met die regte stappe kan dit 'n lekker verrykende ervaring wees. En moenie vergeet nie, koffie en kontrak, ons is altyd hier om jou te help met dinge wat kan skeefloop of om raad te gee. Ek wil nie sê ons is die mense nie, maar ons het al lang jare in hierdie besigheid, ons weet al wat aangaan. Ja, dankie dat julle ingeskakel het. Volgende keer gaan ons bietjie meer in diepte kyk na hoe die huisinspeksies werk, soos Skalk al reeds vir julle net so 'n klein voorskoutjie gegee het. En natuurlik wat om op die uitkyk voor te wees. Tot dan, hou jou koffie warm en jou week nog korter as wat hy reeds is. Want dis môre Vrydag.
Ja, en tot volgende keer, onthou, ons is hier om jou eiendomsreis 'n bietjie makliker te maak. Lekker dag verder. The views expressed in this podcast are for informational purposes only and should not be construed as legal or financial advice. Always consult with a qualified professional before making any real estate decisions. Nog een kopje koffie kan die einde van die aand met nog 'n wyle uitstel voor ek huis se kant toe staan, want te skielik is die tyd verby en sal ek haas my ry moet kry, te gou moet ek